Gemeente, die Here groet u vanoggend met dieselfde belofte wat hy aan sy disippels gemaak het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Amen. Kom ons sing, maak my nou stil, Heer. Maak my nou stil, wil na U luister, my hart vir U woord, dat U my maak aanhou, open my oor, Gemeente, vanoggend het ons die wonderlike voorreg om hier by mekaar te wees en weer bewus te word van God se teenwoordigheid. Ons gaan vanoggend stil word by Johannes 17, waar Jesus 'n gebed bid wat bekend is as die hoëpriesterlike gebed. En ons gaan vandag fokus op baie woorde in Jesus se gebed. Maar ons gaan in besonder ook stil staan by die woorde wat Jesus gebid het. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Geliefdes, wanneer ons hierdie woorde van Jesus hoor en ons wonder verder hieroor en ons kyk na Romeine 15, dan lees ons in Romeine 15 van die voorbeeld van die gesindheid wat Jesus Christus gehad het en gestel het. Die voorbeeld wat hy vir ons nagelaat het om na te streef. En ons lees in hierdie voorbeeld dat Jesus Christus nie aan homself gedink het nie, maar uit selfverlonende liefde het hy ander se belange bo homself gekies, bo homself geag. Hy was gehoorsaam aan sy opdrag tot aan die dood aan die kruis. In Romeine 15 verse 5 en 6 lees ons, en mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Wat 'n mooi aansluiting by Jesus se gebed. Mag
ons een wees. Vanoggend steek ons ook, geliefdes, die tweede kers in ons lydenstyd aan, omdat ons in die tweede Sondag van die lydenstyd is. En ons dink vanoggend, in besonder wanneer ons hierdie kers aansteek, aan Jesus Christus se lyding, sy kruisdood en sy opstanding. En ons dink vandag ook in besonder aan die gesindheid wat hy vir ons nagelaat het om na te streef. Geliefdes, kom ons dank God dat hy mens geword het en die lig na ons lewe gebring het. Kom ons word nou stil in Johannes 17 en kom ons lees vanaf verse 9 tot en met verse 25. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U. En wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid kan hê. Ek het U woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. Net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur U waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het,
ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U aan my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Geliefdes, wat 'n besonderse gebed van Jesus. Jesus bid deur die gebed tot sy hemelse Vader, en hy verheerlik sy Vader met die wete dat sy werk hier op aarde amper voltooi is. En dan bid Jesus vir sy disippels en ook vir die evangelie wat verkondig moet word en versprei moet word. En dan bid Jesus ook vir die eenheid en vir die heiligheid van die kerk, van die gelowiges. Want hulle sal die voorbeeld van geloof aan die wêreld moet gaan uitleef. Wanneer ons 'n oomblik stil staan by vers 9, dan bid Jesus vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En vers 10 brei uit op hierdie gedagte. Want almal wat aan my behoort, behoort aan U. En wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Is dit nie wonderlik om te dink dat God die Seun hier ook vir my en vir U bid nie? Want hierdie gebed sluit al die gelowiges in die wêreld in. Wat 'n wonderlike, genadige gedagte. Jesus bid ook vir ons. Ons behoort aan hom. Ons is sy eiendom. In sy liefde omvou hy ons. En hy is by ons. Omdat ons aan hom behoort, is ons nie alleen in hierdie wêreld nie. Is ons nie alleen in ons stryd in hierdie wêreld nie. Jesus bid vir ons. Dan gaan vers 11 verder. Want vers 11 sê spesifiek, Jesus bid vir al die gelowiges en almal wat tot geloof nog gaan kom. En dat hulle eenheid sal vorm. Soos God die Vader en die Seun en die Heilige Gees een is in die drie eenheid. So bid Jesus hier dat ons ook een sal wees. Dat ons in geloof 'n unieke eenheid sal vorm. Jesus bid vir elke gelowige wat ooit sal deel wees van die liggaam van Christus. Dat hulle daardie eenheid sal beleef. Dat hulle deel sal wees van daardie eenheid. God het ons elkeen so uniek geskape.
unieke gawes, unieke talente. En in sy liggaam het ons verskillende funksies. Ons het verskillende rolle binne sy liggaam. En Jesus bid vir hierdie eenheid, want hy wil graag hê dat ons in hierdie eenheid vir mekaar met spasie en ruimte gee. Sodat ons gawes en talente en God gegewe opdragte mag uitleef. Is u deel van die eenheid van hierdie liggaam van Christus? Voel u deel van die eenheid van hierdie gemeente? Dit is so belangrik dat ons moet weer opnuut hoor hoe ons binne 'n eenheid ons uniekheid en ons geloofsverhouding met die Here moet uitleef. Deel moet wees van die eenheid van die gelowiges. Wat hierdie gebed verder besonder maak, is dat Jesus hierdie gebed bid. Voor hy gevange geneem is en gekruisig is. Jesus weet sy werk op aarde is byna voltooi. En hy neem die tyd om vir ons te bid. Hy weet sy tyd op aarde is besig om uit te loop en tog neem hy die tyd om vir ons te bid. Hy bid vir elke gelowige wat tot geloof mag kom. Vir sy kerk, vir elke gelowige. Hoe voel dit om vanoggend hierdie woorde te hoor, dat Jesus vir u gebid het? Hoe laat dit u voel om te weet en hierdie woorde te lees van Jesus se gebed vir ons? En dit bring ons by die volgende vraag, binne die eenheid van gelowiges, bid ons nog vir mekaar? Bid ons nog vir mekaar in hierdie geloofsgemeenskap? Ek dink so dikwels hoor ons mense sê, ek bid vir jou. Daai WhatsApp wat deurkom, daai SMS, daai oproep, ek bid vir jou. Maar bedoel ons werklik daardie woorde? Bedoel ons dit wat ons vir mense sê? As ons vir iemand sê, ek bid vir jou, gaan doen ons dit nog werklik? Of het dit maar net 'n goedkoop troostantwoord geword? Ons weet nie wat om te sê nie, en dan sê ons maar, ek bid vir jou. Jesus
sê nie net hy het vir ons gebid nie. Hierdie gebed is vir ons opgeteken. Ons kan dit weer en weer en weer gaan lees. En Jesus leer ons hier dat dit wat ons sê, dit moet ons bedoel. Jesus leer ons om te bid ook vir mekaar. Wanneer ons voel, hierdie woorde van Jesus tref ons en ons besef hoe kosbaar hierdie gebed van Jesus is, dan is dit 'n gevoel van warmte, 'n gevoel van ek is nie alleen nie. Jesus het vir my gebid. En ek voel die genade en die krag van daardie gebed in my lewe. Ek raak opnuut bewus van sy teenwoordigheid wanneer ek weet hy het vir my gebid. En ek dink geliefdes, so moet dit so ook in die eenheid van die gemeente wees. Ons moet nie net bid nie. Ons moet betrokke raak. Ons moet saam met ons medegelowiges die pad stap waar hulle struikel. Bid ons nog vir mekaar in hierdie gemeente. Bid ons nog vir die lede van ons gesinne, van ons familie, van ons vriende. Tree ons nog in gesprek met die Here en dra ons nog mense aan die Here op. Jesus maak erns met gebed. En so is dit ook ons verantwoordelikheid om erns te maak met gebed. Waarvoor kan ons bid in hierdie gemeente? Geliefdes, ons kan bid vir hulle wat nie meer kerk toe kom nie. Die wat afvallig geraak het, die wat gemaklik geraak het voor die TV en die radio. Bid vir die wat weens omstandighede ook nie meer kan kerk toe kom nie. Bid vir hulle wat seer gekry het in hierdie kerk. Bid vir vergifnis, dat die Here ons sal help om te vergewe, om die eenheid van die gemeente te bevorder. Bid ook vir die eenheid van hierdie gemeente, dat God ons sal bly vernuwe en inspireer om diensbaar binne die eenheid te wees. Bid dat God vir ons sal help om ons gawes en ons talente ook in hierdie gemeente uit te leef. Maar ook na buite uit te leef. Bid dat God ons sal help om as gemeente daardie ruimte te wees waar ander bewus kan word van God se lig, sy liefde, sy teenwoordigheid.
In hierdie gedeelte van Johannes 17 word die woord glorie of heerlikheid 8 keer gebruik. En dit bring ons by die volgende vraag. Word God nog deur ons gebede verheerlik? Word God deur die eenheid van hierdie gemeente verheerlik? Want sien geliefdes, dis so maklik om iemand anders te blameer, om te kla, om te onttrek, om kwaad te wees of om te haat. Maar hoe bevorder dit die eenheid van die gemeente? Jesus leer ons hier dat ons verheerlik ons hemelse Vader, juis wanneer ons in afhanklikheid leef en in afhanklikheid bid. Wanneer ons gebede op God gerig is en nie op onsself gerig is nie. Is ons gebede nog gerig op God? Of is dit net nog selfsugtige gebede? My eie wil, my eie tyd, my eie manier. Hoe bevorder ons die eenheid in afhanklikheid van die Here? Hoe kan ons Jesus Christus se voorbeeld wat hy gestel het navolg? Waar is daar in Jesus Christus se gebed hier in Johannes 17 vir my 'n voorbeeld wat spreek tot my lewe? Geliefdes, ek dink dit is weer tyd dat ons vir mekaar bid soos wat Jesus vir ons gebid het. Mag God ons gebruik en deur ons werk om hom te verheerlik. Mag ons optrede en dade tot verheerliking en glorie en heerlikheid van ons hemelse Vader wees. Mag ons gebede getuig van die heerlikheid en die glorie wat aan God behoort. Ek sluit af met die woorde van vers 26. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Kom ons sit net so, en dan bid ons saam. Almagtige Hemelse Vader, die woord eensgesindheid is 'n woord wat ons baie keer ontwrig. Dis 'n woord waaroor ons nie maklik kan praat nie, 'n woord wat ons gewoonlik vermy. Ons struikel daarmee, Here.
Skenk ons die standvastigheid en die volharding om eenheid in hierdie gemeente te beskerm. Om in die liggaam so te leef, dat ons met selfverlonende liefde ruimte en spasie gee vir ander, om ook hulle gawes en talente uit te leef. Help ons om binne die eenheid van gelowiges U genade en U liefde vir mekaar te wys. Mag ons ander laat deel voel van ons gemeentefamilie. Mag die ek verander in ons. Vergewe ons, Here. Vergewe ons daar waar ons ander te nagekom het in hierdie eenheid. Waar ons ons eie voordeel in hierdie gemeente gesoek het. Vergewe ons. Daar waar ons eie belange en ons eie eer en glorie belangriker was as U glorie en heerlikheid. Ons smeek U Gees wat eenheid gee. Maak ons as 'n liggaam van Christus sigbaar een. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir ons offergawes. Geliefdes, kom ons staan en ontvang nou die seëngroet. In Psalm 91 vers 5 staan: Wanneer jy my aanroep, sê die Here, sal ek jou gebed verhoor. In jou nood sal ek by jou wees. Ek sal jou red en jou eer herstel. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Amen.
Amen.